U in beheer is van alles. Vra ons vanmiddag vir U, Here, hierdie gesprek. Here, seën dit, Here. Here, lê elke woord op my tong, reg uit die hand van U uit, Here. Dankie, Here, ek bid dit in Jesus' naam. Amen. Ek is Maggie Olijn, 'n ma van 3 kinders. Die eerste een is Jacques, tweede een is Stephanie, en die laaste een is Heinrich Olijn. Ek noem hom my golden boy, omdat hy my baie na in my hart is. Ek is al 3 lief, maar hy is baie na in my hart. Hy is eintlik my special baba. So, ek het gebore in Geriep, maar onder Geriep. Groot geword in Geriep, my kinders het ook in Geriep gebore. So, ons is 'n geestelike family. My kinders het ek in die huis van die Here groot gemaak. Hulle het geken van dogter toe gaan, hulle het geken gebed maak gesond. So, ons is nou maar 'n baie close family. So, ek wil eintlik praat vanmiddag oor Heinrich. Hy is 'n kind wat, hy was nie 'n beplande kind toe ek daar gekom. Ek was 'n bietjie te laat met my depo gewees. En toe ek die depo vat, ek het saam met 'n vrou gewerk wat reeds swanger was. So 3 maande daarna, toe vind ek uit, maar ek het dieselfde simptome wat die vrou had. Maar so het ek nou maar aangegaan en ek haar gevra, "Jong, hoe voel ek dan soos jy altyd voel?" En sy het my altyd gesê, "Niemand, jy maar seker maak, of jy nie ook al swanger as ek vind uit, dus ek al reeds 6 maande, toe begin verstaan ek nou nie die gewoelery nie, en hierdie geskoppery nie, en ek gaan na die suster, toe die tyd, toe sit 6 maande depo. Gaan na die suster, sê, "Suster, ek voel baie snags, en ek het dieselfde simptome wat hierdie vrou wat saam met my werk het." Sy sê, "Oké, kom ons toets." Nee, wat Maggie, jy is op die pad. Ek sê, "Suster, dit kan mos nie wees nie." En ek gaan toe terug huis toe, baie geskok, en daar by die huis kom, wil ek nou vir die man vertel. En hy sê vir my, "Maggie, hy is jou kind." Want ek het vir hom gesê, "Hy storie gaan nie werk." Ek sê, "As my skuld nie." Hy het dus 'n bussie kliniek. Die kliniek het laat gekom, so. En so is hy my kind geword, en ek kind later. Hy het Stephanie, alles presies 4 jaar, die een is 4 jaar ouer as die ander ene. Stephanie is die paas en hy is my kind. Weet, en so het ons nou maar aangegaan, en ek het nou al die baby nog weggesteek vir die werkers, van as ons nou onderstel om 'n baby te wees. Toe sê my baas net eendag so kom aanstap, hy sê, "Maggie, jy lyk nie reg nie." Toe is het nou al 8 maande. Maar ek het die baie groot gedra nie, ek het klein gedra. En hy sou die 27 April gebore, toe sny hulle met die 16de Februarie 2001. En toe het ek nou daar gekom by die hospitaal, moet ek my nou inboek in. Ek kan nog steeds so glo ek is swanger, en hulle het mos die laaste keisersnit is mos die anders was ek nou heel dood. Die ander 2 was ek heel dood. Die laaste enetjie was, toe het hulle hom uithaal, sien ek, toe kyk ek en hy so vir mekaar, en ek dink, as nou regtig my kind, en hulle vat hom weg, en so 2 dae daarna, toe nou eers bottel gee in, bring hulle hom. Toe het ek hom nou 'n dag by my, 2 dae by my, toe kry geelsig. Hy was my ewe een. Die susters het nou al met my hier gestry, ek het in die kot gesit. Ek het later hoog opgeswel, my bene, ek eet nie. Ek kyk net vir babietjie, want hulle sit net nou die lap om hulle se oë in. Sit hulle daar, die susters sê, "Olijn, jy moet gaan eet, jy moet gaan rus." Ek rus daar, ek gaan net toilet toe bad terug, niks nie. Nee, maar jy mag in die premkamer eet, sê ek eet ek glad nie. Dis sit hulle later my kos in die gang, eet ek in die gang, maar moet so by die deur wees. En soos ek in hy huis toe, by die huis kom, toe is het nou maar 'n vreugdevolle tyd. Dis almal nou so bly oor die nuwe babietjie wat daar is. Ek en hy het baie gebond, en ek is met alle kinders lief. Ek is verskriklik lief vir my kinders. Maar hy het 'n ekstra versorging nodig gehad,
toe vind ons later uit, hy is hyperactief. Dan verstaan ek hier, alle kinders slap, dan kan ek nie slap, dan vraag, later, hoekom kan die kind nie slap nie? En so dochter toe die dochter alle toetsen gedoen, en sê hulle ook, nee, hy is hyperactief. So, hy sal op 'n stadium, sal hy dit uitgroei, maar as hy wakker is, dan moet ek maar vir my iets kry wat ek en hy kan doen, om sy energie net te verminder, dat hy kan slap. En as hy geslap het, dan hou hy niks iemand met hom wakker maak. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addicts, as jy 'n issue het aan selfoonverslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place. Vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stapie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook. En as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. En so het ek aan hy groot, as toe het is groot geraak, toe so 5 jaar is, toe moet hy nou, toe werk ons op 'n Vilsplas. Toe moet hy nou na koshuis toe gaan. Voor hy moet nou graad ergoed toe gaan. Dat was die zwaarste tijd in mijn leven. Ik is elke aan de arm, ik heb het zeker al gedankt, ik is door elkaar. Ik koop nu mijn salaris aan later net door airtime. Want ik wil bel Heinrich, wat kijk je ervan, ik heb er zo'n voorslapen steeds te bellen, ik heb er zelf. Heinrich is ook kei als het zo rijdt, hij is zo rijdt. Nee, en ik ken het al geweten. Ja, Heinrich kwam eerst, het gaan oor Heinrich. Alles gaan oor Heinrich. My kinders het nou maar so aangepast, die ander 2. So Stef niet te veel geworden nie, want hy was met nou maar 'n paken. Maar die oudste ene het nou maar gaan vaar. Hy moet maar die boetapligte doen, mama's, die babetjies Heinrich en so. Ek is die Here dankbaar, ek het hom as 'n kind. En ek kon hom groot maak as 'n kind. Want ek en hy het op stadium die groter bereik, het ek en hy baie verstaan. Hy het my meer verstaan as die anders. Hy het altyd gesien, daar is nou fout, of mama is gelukkig met dit. Maar ek kon nie met my kinders raas. Ek sit altyd met hulle, praat ek met hulle, sê ek vir hulle, ek het nie vernuiting gehou wat jy daar gemaak het, ek ook nie vernuiting daar. Ons moet nie 'n ding so doen, ons moet so doen. So ons het verstaan mekaar. En ek is baie bly nou op hierdie oomblik. Ek het hom nie terughou nie. Ek het in die eerste plek, ek dink ons pastoor moet die eerste keer vra. Maar ek kan Heinrich Kimberley toe gaan vir dit en dit en dit. Dan pastoor vra my nou die moeilikste ding, want ek kan nie sonder Heinrich. En toe het ek nou eers hier verskonings en daar verskonings gehad. En net op 'n dag, een aan, toe Heinrich nou seker nog besluit, seker maar ook soos die Here dit wel gehad het. Toe besluit hy aan dat hy hier in die lokasie in, en hy het nou ook nog maar sy jongman dinge gedoen, bietjie top gedrink, en hy nie vriend raak haar, nie vriend die neef raak aan die beklei, maar ek voel, ek kry nie geslaap nie. Daar is ek in die sitkamer, daar is ek in die kamer, en Stef nie sê vir my, mama, jy sal moet begin vir Heinrich los, want ons behoort, jy het ons gekry, maar ons behoort eintlik aan jou, ons is die Here se kinders. En so pak hy dinge in my kop vas, en ek dink, ek sal moet begin afskaal met die ding wat ek so besorg is. En Heinrich is toe daar in die lokasie, en hy nie neefraak in die klein, maar die ouderling is daar, sy oom, hy toe blijkbaar gekeer,
En so het Hendrik huis toe gebring, maar die aanvaller, die neef van hom wil hom ernstig aanval, die ouderdom bring tot voor die hek. En hy besluit, hy kom nie in nie, hy gaan hy langs aan. Ek leer dan nog hoor hoe vertel die ander, hoe hulle nou gebeklei, en hy is nie bang nie. En ek dink, hoe ek moet nou opstaan. Nou staan ek in die draad en ek roep, saggies, Hendrik, kom hier na toe. En hy wil oor die hek omgaan, nou sê ek net, kom sommer oor die draad, ek help hom die draad plat trek. En hy is oor die draad, en hy is net in die huis toe kom André, en André het net so lang mes. En André is by die hek, en hy wil uit by die deur, en ek en Stef nie die deur, ons druk die deur toe. En ons het nou, Hendrik, jy gaan hier uit, dit kan nou lelijk wees. En jy, dit kan nie so wees nie. En hy toe voel ons nie, hy raak later te sterk. En ek denk, nou denk ek moet nou plan uitdink, hoe gaan ek nou maak? En ek sê, nou gaan jy, ek vat nou my goed te loop, ek sê ek. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank. Of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou het ons ook gap seisoene. Dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire. En ek gaan in my kamer en nou het my stem gehoor, ek is baie ernstig. Ek sê, rondje uitgaan by die hek, dan vat my goed te springen. En ek hang net my aan, sê, toe ek hoor hoe ek is doodstil en kom terug. En sê, Mekelijn, so die handsak neer, kom, te sloop. En dan gooi weer op die bed neer en ek kan het toen nie slaapie. En ek denk, hy wil seker oor my gerus maak, wil hy nog gaan en verder op het klei. En Ster nie kom my aan na my, toe sê, sien mama, pastoor het gesê, Hendrik moet die kant toe gaan. 'n Mens behou nie iets wat jy kan verloor. So, mama het hom gelos het. Toe begin my bidsak weer. Toe moet ek nou weer bid. Is daar nie 'n moontlikheid nie? Want toe sien ek, want as ek hom nou hou, gaan dit net erger raak. Elke naweek gaan hy nou drink, en dan gaan hy die beklei wees, die beklei, en later, dan kan ek hom verloor, en ek bid vir die Here, en ek sê vir die Here, Here mag toch my weg, laat pastoor nog maar weer vra. En een môre stap ek in by die deur. Hier staan die pastoor André en sy kind. En ek dink ook nog, ek weet nie, sal hulle nou weer vra nie, terwyl ek so weer bid te kars, en ek sê, Here, laat die pastoor my nou weer vra. Weet en ek het nog eens by, toe sê ek, ja nee, het is reg, hy kan maar gaan. En die tyd is alles nie in pastoor, en ek dink hulle het my datum gegee, ek kan nou nie onthou nie. En het is pastoor en die pastoor André nou hier afgekom, toe kom pastoor terug, toe die Here nou weer in pastoor se aandag gewerk, ook hulle maak sommer die tyd korter. Hy sê maar vroeg weer weg, alles is gepak en hy is weg. En ek is dankbaar, ek meen, het was 'n bidsak. Dat was nie maar net 'n sak om, dat hy met daar gewees het het gekos, dat hy met daar is. En ek wil pastoor en mevrou almal het gehelp, het baie dankie sê, en het my gehelp bid het, dat Hendrik sukses gemaak het. Maar vir hulle baie dankie sê, hulle het my gehelp. Maar so, ons as Waardesteer nie sê, ons behou iets wat nie ons is nie. Elke kind wat gebore is, behoort aan ons. Ons het geboorte gegee, groot gemaak, maar as deur die Here se genade. So ek wil vir elke ouer sê, wat as kinders het, probeer die regte besluite te neem, maar nie so lank mag soos ek, want ek was baie gelukkig geweest, dat Hendrik nog 'n kans gekry het. So, as die kinders wil vir die Here werk, los hulle, dat hulle vir die Here werk, bid vir jou kind, dat hulle by die Here bly. Dankie. Maar ek dink nie aan met Hanna en Samuel.
in die Bybel. Bring dit iets op by jou as ek vir jou dit sê. 'n Boodskap miskien. Ja, weet, my boodskap, my ding was geweest van, ek was soos een Hannah en Samuel, die man wat sy kind geoffer het. Ek het die oomblik so gevoel. Elke ander gevoel, ek offer my kind vir die Here, so, hy is in goeie hande, so, ek kan nie nou vir hom, vir myself hou nie, ek moet die Here vertrou met hom. So, ek het die Here volkom, ek vertrou nou nog die Here met hom, want so, ek hoef nie meer bekommerd te wees, want die Here het reeds hy bekommernis uit my hand uitgevat. So, nou, En op dit jou opkom ook kan sê. en ja, dis, Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën.